Kom ons buig ons hoofde. Vader, ons is verborgen, gebroken. Ons het baie vrae verborgen van die hoekomse daarons. Maar ons weet ook dat ons geliefde suster Joey vanmorgen aan die voete sit. Here, ek wil bid dat die gemeente vir die elke familielid vanmorgen sal seën. En Here, dat hulle sal toevou in die liefde. En hulle sal daarna trek en hulle sal hulp om deur hierdie moeilike tyd te kan kom. Ons vra dit vanmorgen in sy liefde en genade. Amen en amen. U kan die sin laat leer. Goeie begrafenis fees. Vandag loop Joey langs die goue strate van God se stad. Met blye verbasing op alles wat nie is. Want nou kan sy sien wat sy altyd geglo het. Nou kan sy vry en vol vreugde beweeg in die heerlikheid mooier as 'n menslike droom. Vry van die siekte en swakheid, pyn en die liggaamslyding op aarde. Sy sal nooit weer van die beker van smart drink en in die vrede en rus van die hemel lewe. Moenie sê sy is dood nie, want sy leef nou verder. Sy het nou eers begin in 'n nuwe bestaan, waarin daar nooit weer 'n einde sal kom nie. Vol verwondering buig sy nou in aanbidding voor die een, wat sy altyd opreg lief gehad het, selfs toe sy hom nog nie kon sien nie. Sy voel nie in die hemelse stad, maar nie vrede nie, want dit is die tuiste waarna sy verlang het. Sy is nou by die huis, by haar ewige woning. Ons dank ons almagtige Vader vir ons geliefde ouma, moeder, suster en vriendin, wie se lewe daarvan ons almal deel moet wees. Met liefde het sy ons gedien, in enige een se nood voorsien. Haar hand het sy nooit gespaar om vir ons te werk nie. Al was dit swaar. Al is ons harte beproef en seer, berus ons in die wil, o Here. Haar plek is leeg, haar stem is stil. Ons swyg, o Here, dit was die wil. Ek wil vanmorgen vra vir die wat die Bybel saamgebring het. Die Bybel is oopgemaak by Filippense 1 vers 23. Ek wil vanmorgen vir u sê, ek gaan nie vanmorgen oor Joey praat. Maar ek gaan vanmorgen met u as toehoorders praat. Vir dit wat God op my hart geneem, om met u te praat oor. Hy sê in Filippense 1 vers 23, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Ek dink dit is nou van die maklikste, maar ook een van die moeilikste gedeeltes in die woord van God om oor te praat. Want die gedeelte gaan oor Paulus waar hy in die tronk gesit het en gesê het, Here, vir my is die lewe Christus, maar die sterwe wins. Hy het baie moeilike tye gehad in sy bestaan en in sy tyd waar hy God bedien het. Hy het baie in die tronk gesit. Hy was baie verneder. Hy was baie keer geslaan en stikkend geslaan, omdat hy die woord van God uitgebring het. Maar nog steeds was hy lief vir God. En hy kon sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Ek wil vanmorgen vra, hoekom lewe ons nog? Hoekom lewe jy en ek nog? Waarom is bestaan ons nog verloren? Die antwoord is verloren, omdat jou tyd nog nie daar is nie, omdat jy nog 'n werk het om vir God iets te doen op aarde, en jy 'n werk het om mense in te bring, so van die woord van God vir ons vrae in te bring. Maar vir Paulus sê weer, was die lewe Christus. En die vraag wat ek vanmorgen wil vra is die lewe vir jou Christus vermoord? So dat jy ook kan sê, dat die sterwe is wins. Is jy vanmorgen, lewe ons so, dat ons van Paulus, soos Paulus kan sê, die lewe is vir ons 'n wins, die dood is vir ons 'n wins.
Weet as jy vanaand by die huis kom na 'n dag se lang werk en jy gaan lê in die bed en jy voel jy's bly met dit wat jy gedoen het, maar daar word iets in jou binneste. Dit voel vir jou of jy nog bietjie leeg is. Dan wil ek vanmôre sê, dit is omdat jy nie saam met God vanmôre of deur die dag beweeg het nie. Jy het nie aan God gedink nie. Jy het nie jou gedagtes met God gedeel nie. Daarom voel dit vir jou leeg in jou binneste, want jy het nie bereik wat jy moes bereik het vir die dag nie. Hy is ons Here. Hy is ons God en hy is ons regterhand wat ons ewig het. Ek wil vanmôre ook sê, almal hoef nie predikante te wees nie. Jy hoef nie predikant te wees nie, of 'n dominee, of 'n kerkgangster, of enigiets nie, om die woord van God uit te lewe nie. Jy weet die woord het Christus uitgelewe vir ons. Sy was ons voorbeeld. Maar ons hoef nie predikante te wees nie. Ons hoef ook nie dominees te wees nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, is die lewe Christus vir jou by jou werk? Is die lewe vir jou Christus elke dag as jy opstaan? Is die lewe vir jou Christus as jy in die dag beweeg en jy met mense te doen het? Is die lewe vir jou Christus? As dit vir jou is, dan ek vir jou vra, het jy Christus aan die ander mense voorgestel? Het jy dit met God en dan bekend gestel? Het jy vir hulle gesê, dat daar is 'n God wat lewe, en 'n God wat kan doen, buiten die gedagtes wat ons het. Om te sterwe, is vir jou, as jy 'n kind van God is om te sterwe vir jou 'n winsslag. As jy 'n kind van God is en jy sterwe, is dit vir jou 'n wins. Ons as kinders op aarde vir die Here, lewe op die rente wat ons bepaal het, en die goed wat ons vir die Here gestuur het in die tydperk in ons lewens, omdat ons daar wil eendag by hom wees, omdat jy vanmôre lewe, gebruik jy van daai belegging wat jy vir God gegee het, deur die tyd wat jy vir hom gelewe het. Dit wat jy vir hom gesê het, Here, ek gee vir jou die goed, om my huis te bou in die hemel. Want ek nou daarvoor vra, Here, ek op 'n bietjie daarvan gebruik op aarde terwyl ek hier is. Maar die dag as jy sterwe, as jy in Christus is, dan betaal jou belegging uit wat jy vir God gegee het toe jy gelewe het op aarde. Soos jou belegging wat jy gestuur het vir God op aarde klein was, gaan jou belegging wees wat uitbetaal het die dag as jy jou hoof neerlê, gaan klein wees. Jy gaan klein ontvang. Maar hoe groter jy vir God gee deur die week en deur die dag in jou lewe wat jy nog bestaan, hoe beter gaan jou uitbetaling wees. Die dag as jy stop, neerlê en jy sterwe, en dit is vir ewig verby. As jy 'n kind van God is nie, en jy maak jou oop toe, dan is dit vir ewig verby. Maar as jy 'n kind van God is en jy sterf, dan trek jy jou belegging wat uitbetaal in die hemel vir jou as 'n kind van die Here. Wat verloor jy as jy sterf? Red op wat verloor jy? Jy verloor swaar. Jy verloor pyn. Jy verloor verdriet. Jy verloor al die dinge wat teen jou is in die wêreld. Maar as jy in Christus is, dan wen jy. Daar is nie meer pyn nie. Daar is nie meer swaar nie. Daar is nie meer planne nie. Daar is nie meer droefheid in die hemel nie. Want as ons nie opvaar en ons word sterwe en ons word opgeneem in die paradys, is daar nie meer swaarheid by nie. Geen moeilikheid vir jou nie. Jy lewe dan saam met Christus met die belegging wat jy van hom gegee het. As die dood vir jou 'n verlies is, kan dit om sekere omstandighede wees. Jou dood kan vir jou 'n verlies wees, omdat jy eie ek, Here, be myself and I. Dan gaan dit vir jou verlies wees as jy sterf. Jou besittings wat jy het, gaan jy nie kan saamvat nie.
bankrekening gaan jy nie kan saamvat. Maar wat jy saamvat, dat die dag as jy jou kop neerlê, jy sterwe en jy's in Christus, vat jy die seëninge wat jy beleg het by God gegee het, vat jy saam met jou na die hemel toe. Dan kan jy ook sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Ek gaan nie lank besig hou nie. Ek wil vandag môre vir die stukkie lees. Die som wat 'n mens moet maak met die lewe en die besluit wat ons moet neem, is gaan ek lewe saam met Christus of gaan ek sonder Christus lewe? Gaan ek saam met Christus lewe of gaan ek sonder lewe? Ek wil 'n vraag vra vanmôre. Lewe jy elke dag saam met God? Lewe jy elke dag so dat jy jou rekenskap en jou goeders, jou boumateriaal vir God kan opstuur, sodat jy ook kan sê, die dag as ek my kop neerlê, God my kom haal, gaan ek op die belegging wat ek by God gesit het, gaan ek uitbetaal. Dan gaan ek dit kry en saam met hom weet. Ek wil vra vanmôre, weet jy waarom lewe jy nog vanmôre in die sin? Weet ons hoe ons lewe? Nog lewe dat is. Daar twee dinge. Die eerste ding is dat God jou nog nie kom haal nie. Van jou werk op aarde is nog nie klaar. Jou werk op aarde is nog nie klaar nie, dus kom God jou nog nie kom haal nie. En die tweede is, dat die woord van God ook vir ons sê, dat as ons almal nog lewe die dag as hy afgekom, om sy kinders te kom haal, dan sal ons opvaar met 'n verheerlikte liggaam. As jy 'n kind van God is, dan gaan jy in die paradys verskyn. Ek wil vanmôre vir jou vra, die som hierso vanmôre is nie moeilik om te maak. Dis eintlik 'n maklike som. Soms ek moet lewe so, dat ek in Christus lewe, dat as ek eendag sterf, en die hemel toe kan gaan, om so ook my geliefdes wat God geken het, te gaan ontmoet in die paradys. So dis nie moeilike som nie. Ons moet net lewe, so dat ons as dag as ons sterf, ons Joey sal gaan sien, waar sy die voet en saam aan die voete van die hemel sit. Ek sê vir ons, as ek nie Christus, as Christus vir my in jou lewe is, lewe ons tot voorbeeld van ander. Want hulle sien ons lewe. Om nog te lewe, is nog om te arbeid. Om nog te lewe, is nog om vir Christus werk te doen op die aarde. En as jy nog lewe, wil ek vra vanmôre, kom ons lewe vir Christus. Besef jy dat dit tot voordeel is vanmôre vir jou as mens, as jy nog lewe. Dit is vir jou voordeel. Want jy kan nog doen dit wat God van jou verlang om te doen. Jy kan dan vanmôre sê, ek het kosbare tyd verloor om te gaan. Dan wil ek vir jou vra. Vra die Here om jou te help. Die tyd wat verloor is, agter te laat. En van nou af, vir God en saam met God te lewe. Maak seker vanmôre dat jy kan sê, Christus is my alles. Maak seker dat jy kan sê, Christus is my hele lewe en my bestaan. Maak seker dat ons vandag kan sê, dat die som vir ons maklik is, dat ons kan weet, dat as ons lewe vir Christus en lewe soos hy wil hê ons moet lewe, hy vir ons, as ons sterwe wins is, om te sterwe, dat ons weet, ons gaan God ontmoet. Ek sluit af.
Kan jy vanoggend sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voleindig. En ek het die geloof behou. Kan jy dit vanmôre sê? Ek glo dat jy kan vanmôre sê, dat sy die wedloop, sy die stryd gestry, sy die wedloop voleindig, en sy die lewe van God behou vanmôre. Ek wil vra vanmôre, ek wil jou wat nou nie. As jy vanmôre vir my sê, Martin, ek wil lewe vir God en vir Christus, en ek steek dit op. Ek wil 'n verandering maak in my lewe, sodat ek ook 'n dag as ek afsterwe, in die hemel in my oë kan oopmaak, en ook aan die voete van Christus kan sit, as ek sterwe. Kom ons sê, Here, ek wil vanmôre vir dankie sê vir die woord wat ek gegaan het, Here. Here, laat my geopende ore is vanmôre, en dat ons vanmôre sal weet, dat as ons lewe vir Christus, die lewe vir ons die moeite werd is, en as ons sterwe, Here, die sterwe vir ons het winst is, omdat ons weet, dat ons saam met U sal wees, as ons sterwe. Amen en amen. Halleluja. Ek is gevra net om die betalings te doen. Ek wil eerstens net vir die gemeente, die gesin, baie dankie sê vir die voorreg te gehad het om die dienste kan waarneem. Eerstens wil ons Hemelse Vader baie dankie sê dat hy mamma vir ons geleen het vir 62 jaar. Dankie dat hy haar tyd altyd bygestaan en versterk het. Sy is deur soveel, te veel vir net klein mensie, maar jy het haar altyd versterk. Baie dankie. Dankie aan almal wat vandag hier is om ons ma se lewe saam met hulle te vier. Sy was 'n voorbeeld vir ons. Alleen sy moes seer gehad en was sy so hartseer, en sy altyd bly glo, en was altyd lief vir haar hemelse pappa. Baie dankie aan Agpop, dat hulle haar so mooi hanteer het, en vir alles wat jy vir ons gedoen het. Jy het regtig 'n baie mooi manier om met mense te werk, wat seer gekry het. Baie dankie aan oom Piet en oom Henny, dat jy so vinnig by die huis was om my te help. Jy sal nooit weet hoe baie ek dit waardeer weer. Dankie aan die Sanet en oom Willie, wat hulle ook vinnig daar was, en so baie mee gehelp het. Jy was altyd daar vir mamma, en altyd bereid om te help. Dankie vir die hulp, en al die redings, en die wysheid. Dankie Philip van ER24 en Agpop, so vinnig vir ons gestuur het. Dankie NG Valpark vir die gebruik van die kerk en die opmaak van die saal. Baie dankie aan Sean vir die mooie video wat jy van mamma gemaak het en altyd daar was om te help. Jy is die beste steunpilaar waarvoor ek kon vra. Mamma was baie lief vir jou. Dat die Marie en oom Piet, daar is nie genoeg woorde om dankie te sê vir alles wat jy vir mamma die jare gedoen het nie. Dankie sal nooit genoeg wees nie. Papa Des, baie dankie dat papa altyd daar was vir mamma. Hulp of geld die wat nodig gehad het. Dankie dat papa papa's huis opgestel het en bereid was om te help. Ons kinders kan nie genoeg dankie sê nie. My die en Johan het jou huis opgestel en mamma in 'n baie moeilike tyd bygestaan. So baie dankie. Dankie dat jy haar en ou Pina bederf het. Hulle het skoon vet geword van kos en liefde. Dis dankie dat jy altyd daar was. Jy het soveel vir mamma gedoen. Dankie dat jy altyd moeite gedoen het om haar uit te vat en haar te bederf. Angelique, mamma het jou as haar eie aangeneem.
Dankie dat jy al die jaar daar was om hom hospitaal toe te ry. Langs haar gesit as sy genoeg gekry het. Haar hand vasgehou het as hulle haar wonde skoon gemaak het. En jy en Vanessa het soveel gedoen. Dankie sal nooit genoeg wees nie. Chantal, jy het op die regte tyd in mamma se lewe ingekom. Baie dankie vir die liefde, omgee, derfies en ondersteuning. Dat die Magda, dankie vir dat Tannie altyd daar was met die gebed en raad. Tannie het mamma in soveel moeilike tye deurgehelp. Asof iemand oorgeslaan het, vra ons om te skoon. Daar was so baie mense wat ons baie lief gehad het. Ons gaan die hele dag hier staan, as ons van almal moet dankie sê. Dankie vir alles. Ek gaan vra dat hulle vir ons die lied sal speel. Waar is jou vreugde? Voel jy belas? Is jy vermoeid? Jesus gee kracht. Is jy eensaam? Voel jy alleen? Vertel dit aan hom. Want krag sal hy gee. Jy op jou hande. Vergeet jou sin. Vraag vir Jesus. Want jy nou het. Hy gee jou vrede. Eeuwige leven. Vergee jou onwaar. Jesus kracht. Vergee jou onwaar. Jesus kracht. Voel jy verloren? Te moeg om te strijn. Leer maar op hom. Kracht sal jy kry. Dit jy soms vrezen. Te bang om te lach. Vertrouw op hom. Want Jesus gee kracht.
vra dat die draers dit vir u voor sal staan in die kerk. Dankie Sean, Frans Mans, Sean van Wyk, Johan Salom, Willie Brits en Chris Mans. Dan gaan ek vra dat die gemeente afsluit, dat ek vra dat die gemeente vol buite staan. By die buitekant het ons die afhandel die volgende gedeelte afhandel die uitval. Ek wil vra dat as ons uitbeweeg, vernooi na die diens, na die uitval gery, sien eet daar agter die saal daar agter. So ek wil vra dat ons net die gesin is tegen die familie die geleentheid gee. Eerst uit beweeg, kom ons nie oor. Here, ons wil vandag alweer vir u sê, ons weet ons toevlug is by u. Ons weet dat ons net kan opkyk en u sal voorsien in al ons behoeftes. Here, gaan verder met die familie, hierdie dag, hoe te bewaar leer en trek hulle nader aan die boesem. Vertroos hulle, soos u alleen dit kan doen. In u naam ontvul, amen. Ek wil vra dat die gemeente kan uitgaan en die familie eerst in uitstaan. Dan sal ons
woord van die Here sê van stof is ons gemaak. En tot stof sal ons terugkeer. Joey, vaarwel. Tot ons weer ontmoet. As ons almal lewe soos wat jy gelewe het, sal ons jou ontmoet. Die dag as ons sterwe. En ek gaan vra hulle die familie, naaste familie eerste die Roos sit. Aranda, Mandy, Desiree. Die res van die familie kan kom en hier. Die res kan wel kom en blaadjies vat. Er nog nie 'n beurt gehad het nie, mag maar nader kom vir groot blaadjies. Nog iemand blaadjie wil kom gooi? Ja. Almal 'n beurt gehad? Dan soos verrigting hier by voertuig is afgehandel, mag julle almal 'n geseënde dag hê in Jesus se liefde.